Hi Beleef familie en baie welkom. Dis amazing om saam met jou hier te kan wees en dit is vir my lekker om vanoggend saam met jou tyd te kan spandeer. Dankie vir jou likes, jou shares. So lank wat ek hier gekuier het, maar ek is altyd opgewonde om by Beleef te bedien en vir ons aanlyn gemeenskap, waar jy ook al vandaan af kyk, wil jy nie vir ons 'n boodskap stuur en net sê ek kyk van hier af saam met julle en as hierdie boodskap vir iets beteken, deel dit met jou vriende en jou familie op die onderskeie platforms. Maar welkom hierso. Ek wil vandag vir jou sê, as jy hierdie kyk, as jy huidiglik vir my kyk nou hier, wil ek vir jou sê, ek glo dat die Here het jou geroep om 'n leier te wees. En dit klink dalk vir jou snaaks en jy dink dalk, jong, ek dink nie almal is leiers nie, of dalk voel dit vir jou, jy het nie noodwendig die eienskappe wat 'n leier maak nie. Maar ek het vir jou goeie nuus. Die Here sê dat hy sal ons so oprig en inrig, dat ek en jy leiers kan wees. Nou, Christus roep my en jou om leiers te wees, verskeie kere, maar as jy mooi daaraan dink, Matteus 28, sê hy, vers 19, dat ek en jy moet gaan en disippels maak. En dan moet ons hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons moet hulle leer om alles te onderhou wat hy ons beveel het. So hy vertrou sy koninkryk eintlik aan my en jou toe. En ek wil vir jou sê, dit is nogal 'n big deal. Dit is 'n groot ding. Meer as dit sê hy, ons moet gaan en vertel. Hy sê hy vertrou my en jou met sy evangelie, die evangelion, die goeie nuus van Christus. En dan sê hy stuur ons uit en hy sê hy het hierdie plan vir ons en hy het hierdie, ek wil amper sê sy plan, God se plan word deur sy seun uitgevoer en sy seun gebruik my en jou. So ek wil vir jou sê, daar waar jy beweeg as gelowige, daar waar jy jouself bevind, maak nie saak wat dit is nie, natuurlik as jy 'n ouer is, dis vanselfsprekend, maar Christus wil hê dat jy 'n leier sal wees, dat jy eienaarskap sal vat, die verantwoordelikheid ssal vat vir die evangelie van Christus, en dat ek en jy dit sal uitleef as leiers. So ek wil met jou gesels oor 'n ware leier. Nou voor ons daarby kom, daar's soveel leierskapskonferensies. Dit voel vir my deesdae as jy jou GPS jy op die verkeerde pad vat, dan draai jy in 'n leierskapskonferensie in. So elke week, elke naweek, elke Vrydag, elke Saterdag is daar iewers 'n leierskapskonferensie. En dit het op 'n punt gekom waar tussen die boeke en die konferensies en die goed wat ek bygewoon het, dit vir my begin voel het of die volume wat 'n ou moet inneem net te veel raak. Want hier is 21 irrefutable laws en hier is hierdie reëls en hier 7 ritmes tot 'n beter leier en naderhand raak dit so baie en dit het my regtig begin voel, dis oorweldigend. Maar dan is daar ook iets anders wat by my opgekom het. En dit is hoe naby Christelike leierskap verkondig word teenoor wêreldse leierskap. En wat ek daardeur bedoel is, daar's baie eienskappe wat goeie wêreldse leiers maak, maar nie noodwendig goeie geestelike leiers nie. Of sal ek sê, Christelike leiers nie. En dit het vir my begin voel dat dit mekaar oorvleuel. Dat ons wegvat van die krag van Christus af en waarvoor hy my en jou roep, en dat dit vir my voel asof die wêreldse invloed raak in die leierskap al hoe meer geraak het. En ek wil vir jou sê dat daar is 'n radikale verskil. Kom ons begin met dit. Daar's 'n radikale verskil tussen Christelike leierskap en wêreldse leierskap. En dit beteken nie Christelike leiers is nie ook leiers in die wêreld nie, glad nie. Maar wat die wêreld sien, wat hulle beleef, wat hulle voel en glo en wat hulle opinie is oor wat 'n leier is, wil ek vir jou sê, verskil radikaal teenoor die van Christus. So, hoe lyk 'n ware leier? Dis eintlik wat ek met jou oor wil gesels. En dan, deur hierdie boodskap, hoor ek jy hoor eenvoud. Ek het dit vir myself eenvoudig probeer maak, sodat ek kan onthou, hoe kan ek 'n ware leier wees vir Christus? Nou, 'n ware leier leef as herders wat as 'n voorbeeld leef. So ek en jy is mense wat ander mense lei. So as ek en jy disippels maak van mense, dan beteken dit, al is dit net een persoon, wat ek saam 'n pad stap, dat ek daai persoon sal lei, ek wil sê in die arms van Christus in. Dat dit my doel sal wees, dat ek so sal leef, dat enige persoon wat my volg, dis Paulus wat sê, volg my, soos ek Christus volg. Dat ek en jy, enige persoon wat ons volg, dat ons hulle in die arms van Christus in sal lei. So, ek en jy is geroep om te leef as herders wat 'n verskil maak, wat hierdie wonderlike voorbeeld stel. En daarso in die eerste boek van Petrus, hoofstuk 5, vers 2 tot 4, wil ek saam met jou lees, dit sê, as herders moet julle die kudde van God goed oppas. Hulle is aan julle toevertrou. Hou gewillig toesig oor hulle, nie omdat julle gedwing word nie, maar omdat julle die wil doen wat God wil hê. Nie om julle self finansiëel te verryk nie, maar omdat julle graag in God se diens staan. Moenie baas speel oor die wat God aan julle sorg toe vertrou het nie, maar stel die voorbeeld vir die kudde. Hy sê, en wanneer die hoofherder verskyn, sal julle deel kry aan sy heerlikheidskroon wat nooit vergaan nie. Nou hierdie mag dalk vir jou klink en aanvanklik is dit geskryf en gesê, maar as jy weet hoof is van 'n kerk, of sal ek sê groepering mense, dan is dit hoe dit moet lyk.
Maar nou wil ek ook vir jou sê, as ek en jy as gelowige leef en ons maak disippels, dan is ek en jy ook aangestel oor daai mense. Ons het die mandaat om mense te lei. So ek en jy moet mense vat en ons moenie baasspelerig wees oor hulle nie, sê hy vir ons. Hy sê ons moet dit nie doen omdat dit 'n straf is of swaar is nie. Ons moet met blymoedigheid sê ek kies om mense nader aan Christus te bring. Ek kies om dit my lewensdoel te maak om siele vir hom te wen, as ek nou die gewone Afrikaans kan gebruik. Maar die vraag is, hoe lyk, of hoe moet so 'n herder lyk en hoe moet hy leef? Hoe lyk so 'n tipe persoon? Nou gelukkig antwoord Paulus ons daar in die eerste boek van Timoteus, hoofstuk 3, dan vers 1 tot 7 sê hy, wat ek nou sê, staan soos 'n paal bo water. As iemand baie graag 'n leier in die gemeente wil wees, wil hy 'n belangrike en goeie werk in die gemeente doen. Daarom kan nie enige iemand 'n leier wees nie. Nou net om hierso te stop. Wat hy sê is, almal is geroep as leiers, maar nie almal word leiers nie. Hoekom? Omdat Christus hulle nie die gawes gee nie, nee. Omdat Christus hulle nie roep nie, nee. Omdat party mense net kies om nie die leefstyl op te tel nie. So dit is wat hier eintlik sê, daar's baie mense wat nie leiers word nie. Vanweë hulle eie dinge. Party mense sê hulle is te besig, ander kies om net nie die pad te stap nie. Party mense kom half aan die gang, maar dan ook nie heeltemal nie. En dan kry jy weer ander mense wat binne 'n paar maande of binne 'n jaar of 2 'n goeie en 'n standvaste leier in die gemeente is. Hy sê hy moet getrou wees aan sy vrou en nie uitspattig lewe nie. Hy moet nie ongeërg wees en niks omgee vir wat hy doen nie. Hy moet ordentlik lewe en ander Christene help waar hy kan. Selfs al vra hulle vir hom blyplek. Verder moet hy 'n goeie onderwyser wees, want hy sal ander van God moet leer. Dit beteken, net om weer daar te stop, dit beteken ek en jy moet die woord van God ken. Ons moet dit verstaan, maar meer as dit, ons moet dit vir mense kan weergee. So, ek hoop jy hoor hierdie, dis nie net die pastoor, die dominee, die priester, dis ek en jy op hierdie eenvoudige vlak waar ons die woord van God so aan mense moet kan verduidelik en leef, dat hulle dit verstaan, maar meer as dit, dat hulle die woord liefhet. Goed. Hy sê hy moet ook nie 'n drinker of bekleier wees nie. In plaas daarvan dat hy die hele tyd skoor soek, moet hy eerder vriendelik wees. Wow. Verder gaan hy en hy sê geld moet ook nie sy baas wees nie. Hy moet ook mooi na sy gesin kyk en sorg dat sy kinders respek vir hom het en na hom luister. As iemand nie eens sy eie gesin goed kan hanteer nie, hoe op aarde sal hy dan na die gemeente kan kyk? Hy sê dit moet ook liefs iemand wees wat darm al 'n rukkie 'n Christen is. Die gevaar is dat iemand wat onlangs 'n Christen geword het, dalk te veel van homself sal begin dink as hy so gou 'n leier word. Dit sal sy verhouding met die Here natuurlik baie sleg doen. Die duiwel het ook mos te veel van homself begin dink. Maar is nogal baie waar. Hy sê nie Christene moet niks sleg kan sê van 'n leier van die gemeente nie, want anders sal die duiwel alles in die wiele ry wat die leier doen. Nou, hier's 'n mondvol, daar's nou klomp dinge om te onthou, maar hy sê in kort, hy sê dit is 'n persoon wie se lewe spreek van Christus. En as jy dit opsom, dis iemand wat lyk soos Jesus. Dis iemand wat nie veel van homself dink nie. Dis iemand wat sy ingesteldheid altyd ander mense is. Dis iemand wat sy lewe van self spreek van die goedheid van die Here. Dis iemand wat nie 'n drinker en 'n bekleier is nie, sê hy hierso. Dis iemand wat na sy eie gesin kan omsien en kyk wat mooi omsien na sy eie mense. So dit is hoe so 'n persoon lyk. En dan sê hy ook, ons moet versigtig wees om sommer net iemand 'n leier te maak wat nou net tot bekering gekom het. Hy sê ons moet seker maak dat hierdie persoon gewortel is in Christus en dat ons weet wat hulle waardes is en dat iemand ten minste vrug dra. Nou dit moet my en jou nie afsit nie. Insteede moet dit vir ons 'n riglyn wees. Ek en jy vandag wat sê dat ek glo die Here het my en ek glo het jou geroep as 'n leier, dat ek en jy sal voldoen aan hierdie. En ek glo enige persoon wat Christus dien met hulle lewe lyk outomaties so. So ek dink nie dit is onbekombaar nie. Ek dink nie dit is iets wat ek en jy nie kan bereik nie. Ek dink ek en jy in Christus absoluut kan so 'n lewe leef en kan so lyk. Nou ek het nou vir jou gesê die volume van of die inhoud en die inligting daar buite is van so 'n aard dat dit is so oorweldigend in my eie lewe ook. Dat ek woon lesings by. Ek gaan na die leadership summit toe en dan loop ek weg. Dan dink ek is al fout met my want ek onthou nou net 2 van die 5 of 6 mense wat gepraat het en ek onthou eintlik maar net 1 of 2 punte. En dan kom ek agter ons het al hierdie inligting en dit voel vir my ons plek om dit te stoor of sal ek eerder sê ons tyd om dit te stoor is dalk soms 'n bietjie min. Daar's baie wat aangaan, né? So daar's baie in my lewe en baie in joune, maar my vraag is hoe kan ek en jy dit vereenvoudig? So vir my persoonlik het ek myself gevra, wat kan ek doen? Hoe kan ek leef? Watse riglyne kan ek in my lewe toevoeg om seker te maak dat ek leef as 'n Christelike leier. Met ander woorde dat ek die kwaliteite het van Christelike leier. En ek het met 5 punte opgekom, 5 dinge wat ek glo maklik is om te onthou.
Nou, ek kon dit nie in Afrikaans gekry het nie, ek het dit in Engels gedoen. Nou, wanneer ek in Engels spreek by my gemeente, dan maak dit nou vir my sin en is baie maklik. Maar ek dink, ek en jy verstaan daarom Engels. So, en ek wil die volgende woord vir jou leer, die woord se naam is sheep. Nou, sheep in Engels spel jy S-H-E-E-P. Sheep, dis 'n maklike skaap in Engels, né? Dis 'n maklike woord om te onthou. Ek en jy is herders, ons moet na mense kyk, ons moet hulle veilig hou en hulle lei, né? So dis waar die sheep inkom. Nou, ek wil met jou deel, elkeen van hierdie letters, die S, die H, die E, die E, die P, staan vir iets anders. Nou, die S is waar leierskap begin, glo ek. Leierskap begin by servanthood. Is nommer 1, dis die S, servanthood. In Afrikaans noem ons dit diensbaarheid. Nou, ek en jy moet diensbaar wees teenoor mense. Daar's 'n ou gesegde wat sê, if serving is beneath you, leadership is beyond you. Ek weet nie of jy ooit gehoor het nie, maar dit sê net, as ek en jy te goed is om te dien, dan is ons nie goed genoeg om te lei nie. En ek voel in my eie lewe en in soveel lewens, is dit absoluut die waarheid. Christus sê immers, ek en jy is geroep om mense te dien. Hy sê, hy het sy lewe gegee om mense te dien. Nou daar in Markus hoofstuk 10 vers 43 tot 45 praat Jesus, en hy sê, onder julle as Christene mag dit egter nie gebeur nie. As iemand onder julle belangrik wil wees, moet hy die onbelangrikste posisie onder julle inneem. Hy moet bereid wees om alles te doen wat die ander van hom vra, en moet die hele tyd reg wees om ander te dien. Of dit hom nou pas of nie. Hy sê, selfs ek, die seun van die mens, het nie gekom sodat almal my moet bedien nie. Ek het gekom om ander te dien. Daarom het ek my lewe gegee, sodat baie mense daardeur weer God se eiendom kan word. Hoe wonderlik, Jesus sê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Een van die mooiste gedeeltes is waar Jesus sy disippels se voete was, en dan sê hy die volgende woorde, hy sê, julle noem my, julle leier. Hy sê, en ek stem saam, hy sê, ek is julle leier. Hy sê, nou as ek wie julle leier is, julle gewys het om voete te was, en hoe dit lyk om te dien, dan verwag ek dat julle dieselfde gaan doen. So Jesus sê, hierdie simbool, ets ek in julle koppe vas, en ek en jy kan amper hierdie prentjie sien, van Christus, wat op sy knie gaan, en ons weet, hy het sy kleed losgemaak, en het om sy lyf gegord, en hy het gegaan en voete gewas, die werk van 'n slaaf. Toe Christus op aarde was dit die werk eintlik van die swakste, sal ek sê die slegste slaaf, en dit was gewoonlik gegee vir mense wat dalk nie veel anders goed kon doen nie, dalk 'n bietjie oud was, of dalk, ek wil sê, ook effens gestrem was, maar dit was die swakste slaaf se werk. Daarom wanneer hy Petrus se voete wil was, dan sê Petrus, nee Here, jy kan nie my voete was nie, want hulle verstaan wat dit beteken, hulle verstaan die posisie, en dan sê Jesus, Petrus, as ek dit nie doen nie, het jy nie deel aan my nie, en ons weet nou hoe hy oordryf, van sê, hy was my hele lyf, sê Jesus, is nie nodig nie, maar Christus was voete, en dan sê hy, ouens, hierdie het ek nou by julle ingeprent, dit is waar leierskap begin, hy sê, julle noem my julle leier, hy sê, julle sê ek is julle leier, hy sê, dan wys ek vir julle as julle leier, hoe moet julle lei, dit begin by diensbaarheid, dit begin by voete was, Al vergeet jy vandag alles wat ek vir jou sê, leierskap begin by voete was, leierskap begin by die dien van mense. Dit is wat Jesus sê, hy sê dis waar die tekkie die teer tref, of die sandaal die grond tref, maar hy sê dis waar dit begin, vir my en vir jou. Leierskap begin by diensbaarheid, by servanthood, né? Goed, as ons aangaan na die H toe, dit staan vir humility. Humility natuurlik, nederigheid. Nou, daar's geen beter voorbeeld as ons leier Christus, wanneer dit kom by nederigheid nie. Daar in Filippense 2 vers 3 tot 4 praat Paulus met ons en hy sê, moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Tag dalk iemand wat hierdie moet hoor, is 'n grappie, maar as jy moet tag hulle. Wees liewer maar die minste sodat ander die meeste kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Dit is so belangrik dat ek en jy sal bewus wees dat daar's mense om ons, en die evangelie is nie net vir my nie, ja ek is gered, ja ek is vergeef, dit beteken nou deel ek uit, ek het hierdie onverdiende guns ontvang, ek en jy leef ewig, Christus sê ek en jy sit saam met hom op heerlike plekke, nou gaan dit oor ander mense, en ek wil vir jy sê, humility is die een ding wat Jesus uitgestraal het, maar wat ek en jy nodig het, as ek en jy mense effektief wil bedien. Dit gebeur so vinnig dat 'n ou te veel ding van homself of haarself, en weet, dis die ding wat gemaak het dat Satan val, was hoogmoed.
As jy nou onthou. Nou, ek wil vir jou sê, as dit 'n engel uit die hemel uit kan kry, dan kan dit verseker my en jou baas word. En daarom moet ons so waak teen hoogmoed. Moet ons seker maak dat ek en jy in absolute nederigheid leef. En ek wil amper sê, dis 'n ding wat ek myself konstant mee deursoek. Dink ek is beter as ander. Ag ek myself hoër as enige iemand. En natuurlik hou dit hand aan hand met servanthood, met diensbaarheid, né? Want as ek voel ek is beter as iemand, sal ek nooit diensbaar wees tot die mate wat Christus van my verwag nie, né? Die plan wat hy vir my het, en sal ek nooit 'n effektiewe leier kan wees nie. Want hoe bedien ek mense wanneer ek dink ek is beter as hulle? Wanneer ek neerkyk op ander? En daarom sê is dit belangrik. Die eerste sonde in die Bybel, glo ek, waar Satan uit die hemel uitval, en dan gaan hy na Adam en Eva toe, en hy sê, hoorie maar, julle is nie genoeg nie, en julle kan eintlik 'n God wees, en hy kweek hierdie tipe van hoogmoed by hulle ook, né? En so probeer hy dit by my en jou ook doen, want hy weet, wanneer ek en jy hoogmoedig van aard is, dan is ons nie besig om Christus se lewe te leef nie. En wanneer ons neerkyk op ander, vir wat se rede ook al, dan mis ek en jy die punt. So, dis die tweede en daar is humility. So, dis die S is servanthood, dan humility, né? Dan die derde een, die eerste E, is empatie. Ek en jy as leiers moet empatie hê. Nou, baie mense sal sê, my empatie is maar bietjie laag, en ek glo dit, sommige mense se empatie is laag, maar ek glo dat Christus se Gees my en jou so in staat stel om na mense te kyk anders as die wêreld, om mense anders te sien, om mense anders in te neem, en dat ons arms oop is vir mense. Nou, in Romeine 12 vers 15 tot 16 praat Paulus, hy sê, as ander blydskap ervaar, juig saam met hulle. As hulle hartseer is, deel dit met hulle. Konsentreer op dit wat onderlinge eensgesindheid bevorder. Moenie belangrik probeer wees nie, dis die tweede keer dat ons dit hoor vandag, maar vind julle geluk by die nederiges. Hy sê, moenie dink dat net julle altyd reg is nie. Wow. Ek is nie altyd reg nie, ek glo jy is ook nie altyd reg nie. Maar hy sê, vind julle geluk by die nederiges. Hy sê, wanneer mense hartseer is, wees saam met hulle hartseer. Wanneer laas het jy net saam met iemand gehuil? In hierdie week het ek saam met 'n tannie gesit en hy het 'n man skielik oorlede is. Hy het 'n verskriklike aggressiewe kanker gekry in sy verlede, en dit breek my hart om haar te sien, en hulle het hierdie planne gehad, en hulle wou nog op vakansie gaan, en dank die Here, hulle het mekaar gehad, en hy het die Here geken, en ons weet hy's in Christus se arms. Maar die lewe is hartseer, en ek wil vir jou sê, die mense in my lewe wat opgedaag het in die ergste tye van my lewe, ek onthou nie wat hulle gesê het nie, en ek onthou dalk nie wat hulle vir my probeer leer het nie, maar ek onthou dat hulle daar was. Ek onthou hulle was daar, ek onthou hulle het opgedaag. En ek glo dis wat empatie doen, dit beweeg ons na 'n plek toe waar ons opdaag vir mense. Ons daag op en sê, ek is hier. Dis meer as net 'n boodskap, is meer as net 'n, hey, ek dink aan jou, dis 'n ek is hier, ek daag op. Ek is vir jou 'n skouer, ek is vir jou iemand om op te steun. Maar dit is wat empatie doen, dit neem ons na 'n plek van ag shame, na 'n plek van ek doen iets. Daar's baie ag shame gelowiges, né? Ek seker jy ken hulle. Jonger mense langs die pad, ag shame. Dan sal mense wat sê ag shame, maar nou doen ek iets omtrent dit. Nou voer ek iemand, of ag shame, nou vat ek klere, of ag shame, nou dra ek by, nou maak ek 'n plan, né? So dit is empatie. As ons nou aangaan, die tweede E is example. Dit is die voorbeeld wat ek en jy stel aan ander. Nou, dis belangrik om te leef as 'n voorbeeld. Jesus sê, ek was vir julle die voorbeeld gewees. Weer eens Paulus wat sê, hy sê, volg my soos ek Christus volg. En dan daar in 1 Timoteus 4 vers 12, is 'n baie bekende een, maar hy sê, moenie dat enige iemand minder van jou dink, omdat jy jonk is nie. Nou gewoonlik stop mense hierso, né? Veral jong mense, hulle stop hierso. Maar dan sê hy verder, hy sê, wees 'n voorbeeld vir alle gelowiges, deur wat jy leer, hy sê, deur die manier waarop jy lewe, in jou liefde, jou geloof, en jou integriteit. Wow, wat 'n vers. Paulus kom sê vir Timoteus, as jy hierdie dinge doen, kan niemand op jou neerkyk nie. Hy sê, in steede dat jy daarop fokus dat mense op jou neerkyk, hy sê, wees jy vir hulle die voorbeeld. Be the example, né? Wees jy die voorbeeld vir mense. Nou, Timoteus, jong man, het 'n groot vraag, 'n groot druk wat op hom is, né? Maar dan sê Paulus vir my so, hy sê, moenie dat iemand op jou neerkyk nie. Hy sê, fokus jy eerder om die voorbeeld te wees. En dan sê hy vir hom, waarom die voorbeeld te wees? Hy sê, wat jy leer. Nou, ja, ek hoef nie vir jou vandag te vertel, daar's ouens wat snaakse goed leer al buite. Maak seker dat jy, ek wil sê dat jy die Bybel met waardigheid hanteer, dat jy die eer van die Here
nie skend deur dit wat ek en jy sê nie, dat ons nooit die Bybel sal gebruik om ons eie opinies te staaf nie, maar dat ons die waarheid van die woord sal uitleef. So hy sê, deur dit wat jy leer, hy sê die manier waarop jy lewe, daar waar ek en jy gaan, hoe ons mense hanteer, is ons besig om sag met mense te werk, is ons gaaf, is ons goed, is ons vriendelik, daar waar ons dink, niemand my sien nie, maar hoe lyk ons gesprekke en ons interaksie, tussen die kassiere, tussen die joggie by die pomp, tussen die ontvangsdame, hoe lyk daai interaksies van ons? Hy sê, in jou liefde, het ek en jy lief soos wat die wêreld lief het, of het ek en jy lief met 'n Jesus liefde? Is ons liefde oppervlakkig, of is dit 'n liefde wat sê, ek hou nie op nie, ek sal nie weggaan nie, ek druk deur, dis 'n loyale liefde, dis 'n liefde wat nie vergaan nie, soos Christus in. Hy sê, jou geloof, maak seker dat ek en jy, wanneer dinge om ons skud, dat ek en jy vasklou in ons geloof. Met ander woorde, ons word nie geaffekteer deur seisoene nie, want Jesus is my seisoen. Daar is nie golwe van die lewe wat my bootjie kom skud nie, want Christus is saam met my. So ek bly vasklou aan my geloof, en veral wanneer dinge sleg gaan, dan is mense se oë nogal ophou. En dan wil mense sien dat ek en jy vashou aan ons geloof. En dan sê hy, en jou integriteit. Ja, integriteit, dit is 'n expensive commodity. Dis iets wat duur geword het in die lewe wat ek en jy in leef. Ek wil amper vir jou sê, integriteit is 'n rare verskynsel, maar dit is iets wat deurskyn. Ek weet nie hoe om dit vir jou te sê nie, maar dit is iets wat uitstaan. Dis 'n kwaliteit vir my, wanneer ek met iemand te doen kry wat integriteit het. Dis 'n kwaliteit wat vir my net wow is. Dis mense wat ek met tyd wil spandeer. Dis mense wat ek in my lewe wil innooi. Integriteit. Deesdae baie mense fokus op, veral met kinders, fokus hulle so om hulle talente te ontwikkel. Maar ek wil vir jou sê, fokus en leer hulle van integriteit. Hoe tree ek en jy op wanneer niemand kyk nie? Doen ek en jy die regte ding, wanneer ons dink daar's geen oë op ons nie. Natuurlik, ek en jy weet, Christus sien ons altyd, maar is ons besig om met integriteit te leef. Dan, die P staan vir prayerfulness. Tyd in gebed. Prayerfulness. Spandeer ek en jy baie tyd in gebed. En ek wil vir jou sê, as jy gaan kyk na enige geestelike leier of Christelike persoon se gebedslewe, dan sal dit vir jou wys waar die res van hulle lewe is. As ons sleg doen in ons gebedslewe, dan doen ons sleg in die res van ons lewe. 'n Leier is iemand wat bid, maar meer as dit, 'n gelowige is iemand wat veronderstel is om te bid. As ek en jy sê dat ons het Christus aangeneem en hy is ons verlosser en saligmaker en ons het dit gevat wat hy vir ons kom doen het en ons behoort aan hom, dan moet ons 'n lewe van gebed lei. Nou, prayerfulness beteken nie net stilte tyd nie. Ek dink baie keer, nou hoor ek deesdae mense sê, hulle staan nou 4 uur op en lees Bybel en bid, en ek dink dis wonderlik. Stilte tyd is fantasties. Maar is ek en jy in gesprek met die Here deur die loop van die dag? Ken ek hom wanneer ek in die kar is, ken ek hom wanneer ek by die werk is ek konstant in gesprek met hom, deel ek met Christus. Met ander woorde, is daar daai gesprek, want ek en jy glo tog hy woon in ons. Maar is ek en jy konstant, dis soos aanbidding, baie mense wil aanbid net op 'n Sondag, maar ek en jy is veronderstel om 'n lewe van aanbidding te leef, om elke ding wat ons doen, sê Paulus, of ons eet en of ons sit en of ons staan, of ons kom of ons gaan, ons is veronderstel om alles te doen, tot eer en verheerliking van hom. Net so is ek en jy veronderstel om konstant in gesprek te wees met die Here. En ek glo dit is juist dan wanneer sy Gees ons lei, wanneer die Here dinge aan ons openbaar wat ek en jy in ons eie gedagtes nie kon uitdink of uitredeneer nie. Dit is dan wanneer ons bonatuurlike wysheid toekom, wat ek en jy nie eers aan kon dink nie, né? Maar hoeveel tyd spandeer ek en jy in gebed? Nou in 1 Tessalonisense 5 vers 15 sê hy vir ons, hy sê, kyk dat niemand weerwraak neem nie, maar streef eerder altyd die goeie na. Maak vir mekaar en vir alle mense. Hy sê, wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Hoe kan ek en jy altyd bly wees? Paulus gee vir ons die antwoord hier. Hoe kan ek en jy te midde van seisoene en omstandighede en verlies en tekort, te min, druk, stres, angs, vrees, hoe kan ek en jy te midde van al hierdie dinge wat op ons inwerk, hoe kan ek en jy 'n voorbeeld bly wees? Hoe kan ek en jy in geloof bly staan? Hoe kan ek en jy nog steeds hierdie leier wees vir mense? Hy sê, moenie ophou bid nie. Hoe kan ek en jy altyd bly wees? Moenie ophou bid nie. Hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Hoe kan ek dankbaar wees vir dit wat ek het vandag, al is dit hoe min? Moenie ophou bid nie. Bly in gebed. Paulus sê, dis die sleutel tot geluk, dis die sleutel tot dankbaarheid, dat ek en jy konstant in gesprek is met God. Dit is dan wanneer ons sy hart beleef, dit is dan wanneer ons sy stem hoor, dit is dan wanneer ons sy leiding in ons lewens ervaar. So ek en jy moet seker maak dat ons baie tyd
in gebed deurbring. Nou, hierdie is wat ek met jou wil deel, dis sheep. Vir my is dit eenvoudig. Dit is servanthood, net diensbaarheid. Dit is humility, nederigheid, né? Is ek en jy nederig? Dit is empatie. Is ek en jy mense wat beweeg word? Doen dit iets aan ons hart? Beweeg dit wat ek en jy beleef in die wêreld, die hartseer, die seer, die tekort, die hulp, beweeg dit ons na 'n plek van aksie, né? Dan, example, is ek en jy hierdie goddelike voorbeeld? Leef ek en jy werklik as 'n voorbeeld? Mense kan nie fout kry by ons nie, en ek bedoel nie, ons maak nooit foute nie. Ek bedoel, wanneer mense na ons kyk, is ek en jy mense wat ander inspireer. Wanneer mense vertel die wêreld is nou maar daarmee heen, of ons gaan nou nooit die land kan red nie, en, is ons daai mense wat sê maar daar's 'n hoopvolle toekoms, want Christus is reeds daar. Is ons daai voorbeeld vir mense. En dan, prayerfulness, is ek en jy mense, gelowiges wat baie tyd, as ek sê baie bedoel ek baie, spandeer ek baie tyd in gebed met Christus. Hoor ek sy stem, maar bo als hoor hy my stem. In Openbaring 3:20, een van my gunsteling verse, sê hy, kyk, ek staan by die deur en klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom, en ek sal by jou kom eet, soos goeie vriende behoort te doen. En ek wil vir jou sê, hy soek hierdie vriendskap, hy soek hierdie intiemheid met jou, hy wil hê, dat jy hom intiem sal ken, met jou hele lewe. En al hoe ek en jy dit kan doen, is wanneer ek en jy in gebed intree, wanneer ons sit en sê ek maak moeite om in gesprek met Christus in te tree. En ek wil jou vandag uitnooi, wil jy nie die beste weergawe van geestelike leier wees wat jy kan wees nie? En kan jy sheep tot jou lewe aanwend? Vir my, ek glo die eenvoud daarvan maak dat ek dit maklik onthou. Ek onthou servanthood, ek onthou humility, ek onthou empatie en example, en ek onthou prayerfulness. En vir my is daai, as ek elke week myself vat, of elke dag, dan vra ek, beskik ek van hierdie 5 kwaliteite? Is ek besig om hierdie lewe te leef? Leef ek sheep uit? En ek sê nie, daar's nie iets anders wat kan toevoeg tot hierdie, of kan byvoeg tot jou lewe nie, maar ek glo hierdie is die tipe leier wat Christus wil hê ek en jy moet wees, waar ook al ons beweeg. En ek wil vir jou sê, ek hoop die Here verander jou prentjie van leierskap. Ons het leiers in gedagte, en ons sien hierdie ouens wat mekaar bom in die wêreld, en dan sê ons, dis die wêreldleiers, né? Ons sien mense wat op mekaar trap, ons sien mense wat korrup is, ons hoor mense skelm, maar tog sien ons hulle as leiers. Hulle is leiers van onderskeie ondernemings en lande en so meer. Ek wil vir jou sê, daar's leiers wat ek ken, wat by die hostel werk, en mense se doeke gaan ruil, verniet, wat kanker het. Daar's mense wat mense gaan versorg, daar's mense wat saam met hulle gaan bid. Ek het nou onlangs gehoor, daar's mense wat by mense in ons gemeente gaan sit, tot en met die vrou se man gesterf het aan kanker. Daai is leiers. Ek dink wanneer Christus na ons kyk, dan sien hy ware leiers, wanneer hy sien dat daar mense is wat so leef. En is mense wat sy naam dalk vir my en vir jou onbekend is, maar ek beloof jou, hulle naam is bekend by Christus. Hulle naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Hulle leef 'n Christelike, 'n goddelike lewe as leiers hierdie kant van die hemel. So ek hoop die Here verander jou denke en die manier hoe ek en jy leiers beleef. En ek wil vir jou sê, hoe ouer ek word in my lewe, hoe meer beleef ek leiers anders. Mense wat ek dalk geag het as leiers vroeër in my lewe, ag ek vandag dalk glad nie. En daar's ander mense wat ek ontmoet het, wie weer eens wat dalk vir ander mense onbekend is, wat ek ag as leiers, wat helde word van my. Helde wat jy dalk nie ken nie, maar ek wil vir jou sê, mense na wie ek opkyk, mense wat ek dink, ek soek daai nederigheid, ek soek daai empatie, ek soek daai servanthood, die feit dat hulle so diensbaar is. Ek glo, jy wat vandag saam kyk, is geroep as 'n leier. Dis my gebed vir jou vandag, dat die Here alles in jou sal plaas wat jy nodig het, en ek glo hy het reeds. Mag sheep vir jou iets wees wat jy aan vashou, mag dit iets wees wat jy kan onthou, en wanneer daar soveel invloede en informasie inkom, kan ek en jy vashou aan die woord van die Here, dit wat hy sê, die manier hoe hy wil hê ons moet leef, en hoe hy ons oprig en inrig, en dat ek en jy streef om 'n leier soos Christus te wees. Dis my gebed vir jou, dat jy daai leier sal wees. Daai een wat al ken niemand jou naam hierson nie. Christus ken jou naam, dat jou naam bekend is in die hemele. En mag ek en jy daai lewe leef, onbaatsigtig, 100% net vir hom. Jy jou leier. Kan ek saam met jou bid? Here, ons sê vir U dankie vir die wonderlike voorbeeld wie U vir ons is. Here, en ons verklaar vandag, dis ons begeerte, dis ons hart, Here, om te leef as geestelike, Christelike, goddelike leiers, soos U. Here, maak ons meer soos U. Heilige Gees, dis ons gebed, dat U ons lei, Here, dat U ons vat na daai plek toe. Here, dankie dat U inspraak het in ons lewens, Here. Ons is oop, ons is ontvanklik, Here. Dankie vir U woord wat ons bly rig, Here. Dankie vir 'n begeerte om meer van die woord in te neem. Here, dankie dat ons in gebed tyd by U spandeer, maar dankie dat ons U beleef in daai tyd ook.
Is my gebed, Here, dat elkeen van ons, almal wat vandag kyk, in ons gebedslewe U ook sal beleef, Here. U sal aantref en ons wil U daarvoor dank, Here. Dankie dat ons leiers kan wees in Christus naam. Here, dankie dat dit nooit oor ons gaan nie, oor U koninkryk, Here. U eer, Here, om U te verheerlik en ons wil vir U sê dankie dat U ons vertrou met U koninkryk. Here, mag ons dit wat U aan ons gee, die talente wat U aan ons gegee het, mag ons werk daarmee, Here. Mag ons dit vermeerder, mag ons U eer en dien deur alles wat ons doen. Dankie vir leiers wat opstaan, mense wat beweeg, Here, tot aksie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het en gekyk het. Dit is so lekker om hier saam met jou te kan wees en weer eens dankie vir jou kommentare, jou likes, jou shares en as jy ooit hulp nodig het, as jy wil uitreik, ons is nie 'n geziglose gemeente nie, beleef, stel belang in jou, gee om vir jou en jy is welkom. Los vir ons 'n boodskap daarso, sit jou e-posadres daar, dalk jou selnommer, wat ook al en ons wil kontak maak met jou. Ons wil uitreik na jou toe. So as jy voel jy het gebed nodig, as ons jou kan bedien, as ons enigsins 'n hulp vir jou kan wees vandag, laat vir ons jou besonderhede en ons kom by jou uit. Mag die Here jou seën, mag jy 'n leier wees daar waar jy beweeg en ek hoop jy het 'n fantastiese week wat vir jou voorlê. Totsiens.